Ons lees vanoggend vanuit die woord van die Here uit die evangeliebeskrywing volgens Lukas. Lukas 14 vanaf vers 15. En ons gaan lees vers 15 tot en met vers 24. Lukas 14 vers 15 tot en met vers 24. Eintlik kan ons die volgende, weet jy wat, ek wou die volgende gelykenis ook aanvanklik saamlees, maar terwille van die tyd het ek gedink, ons moet dalk nie, maar ons teksvers kom tog uit daardie gelykenis. So kom ons lees die gelykenis van die groot maaltyd, maar saam met dit die gelykenis oor die bedagsaamheid. Want ek wil hê ons moet veral let op vers 27 van hierdie hoofstuk. Elkeen wat sy kruis nie dra en agter my aankom nie, kan my disipel nie wees nie. Elkeen wat sy kruis nie dra en agter my aankom nie, kan my disipel nie wees nie. Maar voordat ons hierdie gedeeltes saam lees, gaan ek vra dat ons nou eers stil word, dat die broers sal staan. En as 'n gemeente raak ons dan ook stil voor die aangesig van ons Here en nader hom in gebed. Grote God, ons bring aan U die eer. Ons het vanoggend bely, dis heerlik waar U regeer. Hemels is U majesteit. Heilig U geregtigheid. U onderhou alles. U bly getrou. Dit is die boodskap waarvan U woord getuig. Dit is die lied wat ons in ons harte elke dag sing. U het gekom. U het U kinders gered, net soos wat U beloof het deur die eeue heen. En waar ons nou U woord nader, vra ons dat U die boodskap daarin vir ons sal duidelik maak. Maar dat U dit ook in ons harte 'n werklikheid sal maak. Help ons om nie net te hoor en te praat nie, maar om ook te doen. Here, ons bid en vra dat U ons as gemeente ook deur die komende week sal help en bystaan en ons sal lei met die werksaamhede wat op ons wag. Die bazaar, maar ook al die ander funksies wat steeds voortgaan. O Here, vergewe ons al ons vermenigvuldigde sondes, want ons weet daar is baie. En al het U reeds die oorwinning behaal, bly ons stryd teen die sonde groot en is groei moeilik. Here, wees met hom, met Frikkie wat hierdie week verjaar. Maar in dieselfde asem wil ons hom ook aan U opdra in ons gebede, saam met elkeen anders wat ook siek of behoeftig is. Ons dink aan Henry en Lena met klein Rudrich wat die week in die hospitaal was. Here, dankie dat dit klink asof hulle ook daarom op pad is huis toe. Dankie dat oom Fred ook vanoggend weer hier by ons kan wees. Dankie dat dit beter gaan met aan die duif en dat deur die genade blyk asof die operasie 'n sukses was. Staan tannie Esther by waar sy glad nie lekker voel na die chemo nie. En wees met hom skalk wat nog steeds nie uit die bed uit kan opkom nie. Here, mag alles wat ons doen wees ooreenkomstig U wil. Mag dit wees tot uitbreiding van U koninkryk en tot eer en verheerliking van die heilige naam. Dit vra ons in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Matteus 14, ons lees eers die gelykenis van die groot maaltyd, direk daarna die gelykenis oor bedagsaamheid.
Jy sal sien hoe hierdie twee ook baie duidelik in mekaar steek en daar's 'n rede dat hulle direk na mekaar ook opgeteken staan. Goed, vers 15. En toe een van die wat saam aan tafel was, dit hoor, sê hy vir hom: Salig is hy wat brood eet in die koninkryk van God. Maar hy antwoord hom: 'n sekere man het 'n groot maaltyd gegee en baie mense uitgenooi. En op die uur van die maaltyd het hy sy dienskneg uitgestuur om vir die genooides te sê: Kom, want alles is nou gereed. En hulle het al almal eenparig begin verontskuldig. Die eerste het vir hom gesê: Ek het 'n stuk grond gekoop en ek moet noodsaaklik uitgaan om daarna te kyk. Ek vra u, verskoon my tog. En 'n ander een het gesê: Ek het 5 paar osse gekoop en ek gaan hulle probeer. Ek vra u, verskoon my tog. En 'n ander een het gesê: Ek het 'n vrou getrou en daarom kan ek nie kom nie. En daardie dienskneg het gekom en die dinge aan sy heer vertel. Toe die eienaar van die huis kwaad geword en vir sy diensknegte gesê: Gaan gou uit in die strate en die gangetjies van die stad en bring die armes en verminktes en krepeles en blindes hierin. Die dienskneg het gesê: Meneer, wat u beveel het is gedoen en daar is nog plek. Toe sê die heer vir die dienskneg: Gaan uit op die paaie en na die lanings en dwing hulle om in te kom sodat my huis vol kan word. Want ek sê vir julle dat nie een van daardie manne wat genooi is my maaltyd sal smaak nie. En groot menigtes het saam met hom gegaan. En hy het hom omgedraai en vir hulle gesê: As iemand na my toe kom en hy haat nie sy vader en moeder en vrou en kinders en broers en susters, ja, selfs ook sy eie lewe nie, kan hy my disipel nie wees nie. En elkeen wat sy kruis nie dra en agter my aankom nie, kan my disipel nie wees nie. Want wie van julle wat 'n toring wil bou, gaan nie eers sit en die koste bereken of hy die middele het om dit uit te voer nie, sodat as hy die fondament gelê het en nie in staat is om dit te voltooi nie, almal wat dit sien, nie miskien met hom sal begin spot en sê: Hierdie man het begin bou en kon nie klaar kry nie. Of watter koning wat optrek om teen 'n ander koning slag te lewer, gaan nie eers sit en beraadslaag of hy in staat is om met 10.000 die een te ontmoet wat met 20.000 teen hom kom nie. Anders stuur hy 'n gesandskap as die ander ene nog ver is en vra vredesvoorwaardes. So kan dan ook niemand van julle wat nie afsien van al sy besittings my disipel wees nie. Die sout is goed, maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit smaaklik gemaak word? Dit is nie bruikbaar vir die grond of vir die asoop nie. Hulle gooi dit buitekant weg. Wie ore het om te hoor, laat hom hoor. Daar is 'n rede dat Lukas die twee gelykenisse direk na mekaar opgeteken het. Want daarin lê vir ons 'n baie duidelike boodskap ook vasgevang. Christus was hier besig om baie hard te praat met die Israeliete, met sy eie volk. Maar is 'n boodskap wat nie daar in daardie tyd vasgevang bly nie. 'n Boodskap wat op die ou einde van die dag met elkeen van ons praat, elkeen wat geroep word tot die volk van God. Maar eers wil ek begin deur vir u te verwys na 'n plekkie op die hoë rioliet en basaltplateaus van Hawaii County in Idaho in die VSA. En daar is 'n klein plekkie met die naam van Paul Creek in die middel van die groot wildernis. Nou in hierdie klein dorpie is daar 'n baie besondere gemeente, die Paul Creek Baptiste Kerk. En hierdie kerkie bied elke jaar op Paasnaweek 'n groot pretloop aan, 'n 5 kilometer wedloop. Hierdie wedloop is uniek en baie anders as al die ander 5 kilometer wedlope wat ons ook maar hier by ons dwars oor die land vind.
En dit kan 'n mens al aflei deur net na die naam van hierdie resies te luister. Dit word genoem die Carry Your Cross 5 kilometer. Die dra jou kruis 5 kilometer wedloop. Die laaste stuk van hierdie wedloop dra die mense letterlik 'n kruis teen 'n koppie op. Ongeveer 200 meter voor die wenpaal tel elke deelnemer 'n 4 voet balk op, wat hy dan teen 'n styl opdraande na die wenstreep toe moet dra. Sover ek kon agterkom, is hierdie wedloop gebaseer op 'n gebruik wat min of meer rondom die Nuwe Testamentiese tydperk plaasgevind het. 'n Groot resies was ook gehou waar tydens deelnemers 'n kruis moes dra, maar oor 'n enorme afstand. Die wedloop het dan ook dae lank geduur. Die atlete moes maar langs die pad rus, slaap, eet soos wat die geleenthede voorgekom het. 'n ander predikant het eendag 'n baie mooi storie vertel oor hierdie kruisdra resies van antieke tye. En hy het gepraat van 2 atlete wat langs die pad besluit het om saam hierdie lang wedloop aan te pak. Vir veiligheidsredes, vir ondersteuning, vir geselskap, sou hierdie 2 manne saam die wedloop dan voltooi. Nou die reëls van die wedloop het baie duidelik gestipuleer, geen persoon mag 'n ander een se kruis dra nie. Kos, water, ander hulpmiddels kon hulle deel, maar elkeen se kruis was sy eie uitdaging wat hy self moes oorkom. En so het hierdie 2 atlete dan die pad aangedurf. En in die aande het hulle geselskap, kos, raad met mekaar gedeel. Maar een van die atlete het elke aand, voordat hulle inkruip en gaan slaap, 'n saagie uit sy rugsak uitgehaal en stukkies van die kruis wat hy moes dra, afgesaag. Uitgekol. Hy het die reëls oortree. En die ander man het hom daaroor aangespreek. Hy het vir hom gesê, hy kan dit mos nie doen nie. Maar sy vermaning, sy waarskuwings, dit het op dooie ore geval. En vir dae lank was dit die roetine wat die 2 mans gevolg het. Die een het gewaarsku, soveel as wat hy kon. Die ander een het steeds bly kil, elke aand as hy die geleentheid kon kry. Op 'n dag, naby aan die einde van hierdie lang uithou wedloop, het hierdie 2 atlete skielik voor 'n baie diep kloof te staan gekom. Dit was te ver vir 'n mens om oor te kon spring, maar verseker diep genoeg om jou dood te veroorsaak. Die atleet wat getrou die wedloop tot op daardie punt afgelê het, sy kruis laat sak bo hierdie afgrond. Dit was net lank genoeg vir hom as 'n brug te kon dien. Die ander deelnemer wat stukkies van sy kruis afgesaag het, sy kruis was nie lank genoeg nie. Die eerlike atleet, die een wat swaarder gedra het as die ander een wat sy hele kruis gedra het, kon die wedloop voltooi. Die een wat nie sy hele kruis gedra het nie, kon nie die wenstreep bereik nie. Nou, of die storie waar is, kan ek nie antwoord nie, ek twyfel redelik sterk. Ek kon nie enige grondige feite of getuienis opspoor wat vir ons wys dat dit werklik gebeur het nie. Maar die boodskap van hierdie verhaal, daarin is groot betekenis. Daaraan is daar geen twyfel nie, want ons het gelees, Christus sê self vir ons, vers 27, elkeen wat sy kruis nie dra en agter my aankom nie, kan my disipel nie wees nie.
En wanneer hy dit sê, bedoel hy dat elkeen van ons volle kruis dra, as ons waarlik sy kinders, waarlik sy volgelinge wil wees. Ons kan nie kil nie. Ons kan nie dele van ons kruis agterlaat in ons lewenswedloop as volgelinge, as disippels van Christus nie. Anders gestel, daar is nie kort paaie na die wenpaal nie. Ons kan nie slim plannetjies probeer maak om die lewe as gelowiges vir ons makliker te probeer maak nie. As ons volle kruis nie dra nie, sal ons nie die wenpaal bereik nie. Nou Christus verduidelik vir ons hierdie beginsel aan die hand van hierdie twee gelykenisse. En in die eerste gelykenis wat ons saam gelees het, sien ons 'n man wat sy vriende na 'n groot maaltyd toenooi. Maar elkeen van hulle het 'n verskoning gehad. Die een het 'n stuk grond gekoop waarna hy moes kyk, die ander osse of beeste wat hy moes omsien, en die derde ene kon nie kom nie omdat hy getrou het. Dit alles verskonings wat die mense van die groot feesmaal weggehou het. En Christus gebruik dit as voorbeeld van die dinge wat ons ook van die groot feesmaal van die tafel van ons Vader kan weghou. Dit is die dinge wat vir ons belangriker kan wees as om hom waarlik te volg. Dis die dinge wat veroorsaak dat ons nie ons kruis dra soos wat ons veronderstel is om te doen nie. En aan die hand van hierdie gelykenis van Christus se verduideliking daarvan, kan ons mooi sien wat kruisdra waarlik vir ons as kinders van Christus, as disippels van ons Here behels. Nou, die eerste vriend se verskoning dat hy nie die feesmaal kon bywoon nie, was omdat hy 'n stuk grond gekoop het. En dis 'n verwysing wat Christus gebruik om ons onder meer daarop te laat let dat hierdie man se beleggings, die dinge wat hy gehad het, vir hom belangriker was as om sy vriend se uitnodiging te aanvaar. En vir ons is die voorbeeld baie duidelik ten opsigte van ons aardse besittings wat in die pad staan daarvan, dat ons volle kruis sal opneem. Dat ons die wedloop eerlik sal voltooi. Nou mense, dis ons geld, ons kar, ons huise, ons televisies, ons mikrogolfoonde, al daardie dinge wat so maklik vir ons belangriker raak, as om ons roeping in die koninkryk na te jaag, en ons verantwoordelikheid as gelowiges na te kom. Oral hoor ons kerke wat toemaak en verkoop word. En daar is nie meer geld nie. Die waarheid raak weg. Want dit maak inbraak op ons gemak en ons lewensstandaarde. Hoeveel mense het nie na COVID bly sit in hulle pantoffels om op 'n Sondagoggend kerk te kyk, eerder as om kerk te wees, saam met medegelowiges. Maar ons sorg eers vir ons eie gemak, ons eie sak, ons eie voorkeure. Waar ons nie ons verantwoordelikheid nakom nie. Is ons besig om maand vir maand stukkies af te saag van die kruis, wat ons veronderstel is om te dra. Wat ons is, mense, is net genade. Wat ons het, is net geleen. Die tweede vriend het verskoning gemaak deur te sê hy kan nie kom nie want hy het 'n klomp osse gekoop. En die meeste in ons eie taal of ons eie konteks moes gemerk word, gevoer word, in die kraal gelei word.
So eintlik wat dit hier oor gaan is dat sy werk vir hom belangriker was as die uitnodiging na die feesmaal. Nou as ons eerlik met onsself moet wees. Hoeveel keer staan ons werk nie ook in die pad dat ons ons volle kruis sal opneem en dra nie. Ek praat nie van eise van die werk se kant af nie. Ek praat van ons ingesteldheid teenoor ons roeping om ook te arbei. Nou wanneer dit in die pad begin staan van ons kruisdra, is wanneer my werk, of dit nou by die myn is, of by die kantoor, die plaas, die kombuis, die plek waar God my geroep het om te arbei, en daar waar ek my inkomste verdien, daardie plek vir my belangriker begin raak as my roeping in die koninkryk. Dit gaan met ander woorde oor prioriteite. Kom my werk eerste, of kom my roeping eerste, juis daar by my werk waar God bepaal het, ek moet my roeping uitleef. En nou kan ons onsself maar toets. En hoeveel van ons AP kerke, dis meer as helfte van die ouderlinge en diakensbanke leeg, omdat daar eenvoudig net nie broers is, wat tyd het om amptswerk te kan doen nie. Die predikante word al skaarser en skaarser, sendelinge is aan die verdwyn, jeugaksies loop dood. Nou mense, ons het tyd om deur die nag te werk vir 'n baas wat ons nie ken nie, maar ons het nie meer tyd om vir die Here te werk wat ons op die naam geroep het nie. En daardeur saag ons keer op keer stukkies af van die kruis wat ons veronderstel is om te dra. Ek is baie dankbaar hier in die gemeente het ons daar meer as helfte van die wyke se amptdraers. Maar ons mag nie toelaat dat die norm ook hier die geval raak nie. Die derde vriend se verskoning. Hy kon nie kom nie, want hy het met 'n vrou getrou. En hierso raak die gelykenis 'n saak baie naby aan ons almal se harte. Die vriend se verhouding met 'n geliefde was vir hom belangriker as die feesmaal. En Christus ego die boodskap van hierdie voorbeeld in die eerste gedeelte van die volgende gelykenis. Daar sê hy vers 26, as iemand na my toe kom en hy haat nie sy vader en moeder en vrou en kinders en broers en susters nie, kan hy my disipel nie wees nie. Wat sê hy hier? Dit is wanneer ons liewer geraak het vir die mense in ons lewe wat hy vir ons geskenk het, as wat ons vir hom is, wat hulle aan ons geskenk het. Dit kan ons ook maklik meet. Ons kinders word groot met vierkantige oogies in hierdie tyd. Hulle is baie vinnig om presies vir jou te sê op watter stasie jy wat kan kry. Maar weet hulle waar is Genesis in die Bybel? Weet hulle waarom te gaan soek na die stukkie geskiedenis van Jona en die vis? Weet hulle waarom te lees van hulle redder wat sy lewe vir hulle gegee het? Gesinne raak kerkloos. En dan wonder hulle hoekom breek hulle op. Vakansies is die kerkbanke leeg. Lang naweke sit ons mense langs viswaters of lê hulle op strandhanddoeke. Van kerk toe gaan, daarvan wil ons nie hoor nie.
Broers en susters, daardeur saag ons dag vir dag stukkies af van die kruis wat ons veronderstel is om te dra. Jy kan nie 'n ander een waarlik lief hê as jy nie eerste en volkome jou Here liefhet nie. In die tweede deel van dieselfde vers 26, vind ons laaste voorbeeld. As iemand na my toe kom en hy haat selfs ook nie sy eie lewe nie, kan hy my disipel nie wees nie. Die eie ek. As ek self vir myself belangriker is as die Here Jesus Christus, kan ek nie sy volgeling wees nie. Nou vir ons vanoggend klink dit dalk nie baie moeilik nie. Want op hierdie stadium word ons lewens nie noodwendig direk bedreig op grond van ons godsdienst nie. Ja, dalk as gevolg nog van ander redes. Maar ons word nog nie vervolg omdat ons gelowiges is. Maar nou vir die hoorders wat na Christus geluister het toe hy hierdie gelykenisse vertel het, weet ons, hulle paadjie van disipelskap sou baie vinnig 'n lewensbedreigende paadjie geword het. Nie lank na ons Here se dood nie, was Christene, disipels van ons Here, op die wreedaardigste wyse denkbaar vermoor. En weet jy, op daardie punt kon hulle dit alles vermy deur net te sê, hulle aanbid die keiser. Hulle kon 'n gruwelike dood vryspring deur net hulle eie lewe te kies. Deur Christus te verloon, kon hulle hulle eie lewens red. In terme van vandag se boodskap, al wat hulle moes doen is hulle kruis afgooi en hulle kon bly lewe. Maar broers en susters, Christus het nie net vir ons 'n wedloop gehardloop. En hy het nie net sy kruis 'n kort entjie teen 'n koppie opgedra nie. Op sy kruis het hy vir ons alles gegee. So rukkie terug, die lydingstydperk het ons gehoor wat dit behels het. Vernedering. Marteling. Dood. Hy het sy kruis gedra en homself laat kruisig vir ons sonde, vir ons hardnekkigheid, ons opstandigheid, ons verlorenheid. En ons kan maar erken, as sondaars wil ons nie ons kruis opneem nie. As ongeredde sondaars kon ons nie ons kruis opneem nie. Want van nature lewe ek vir myself, vir my besittings, vir my toekoms, vir my werk, vir die dinge wat ek dink my in hierdie lewe gaan gelukkig maak. Van nature lewe ek vir die dinge wat in die pad staan van my verhouding met my Here. Maar Christus het gekom. En deur sy kruis het hy daardie dinge uit ons pad uit verwyder. Die vraag aan ons is, besef ons, dis die enigste rede waarom ons vanoggend God kan aanroep. Besef ons, dis die enigste rede waarom ons vandag Christus as sy disippels kan volg. Sy kruis is die enigste rede waarom ons kruise kan opneem en die wedloop kan voltooi. Hy was totaal en al aan ons gewy.
En waar ons nou in die kerklike kalender op daardie punt staan waar ons reeds die kruisiging herdenk het, die opstanding gevier het, in afwagting uitsien na die herdenking van die hemelvaart. Is dit hier waar ons in die tydperk staan waar die Here weer aan sy disippels verskyn het, vir hulle bevestig het dit wat hy gedoen het. Vir sy volgelinge het hy gekom, het hy gesterf, het hy reeds die volle kruis gedra en die oorwinning behaal. En dis wat hy vra van u en my. Dat ons ook net so aan hom toegewys sal wees, dat ons nie sal toelaat dat daar iets in die pad kom van ons verhouding met hom nie. Ek sê nie ons moet ons besittings verkoop, ons moet ons werk los, ons moet ons families afskryf nie. Dis beslis ook nie die boodskap van die gedeelte wat ons saam gelees het nie. Die boodskap leer ons, niks mag belangriker wees as ons Here nie. Ek herhaal, wat ons is, sy kinders is net genade. En alles wat ons het, is net geleen. So ons moet seker maak, niks van dit wat ons geleen is, besitting, roeping, geliefde, is belangriker as ons Here nie. Ons moet seker maak ons verantwoordelikhede en prioriteite is reg. Ons moet seker maak ons kom ons roeping, ons kind wees van die Here na. Ons moet nie net dankie sê nie. Mense, ons moet dankie leef. Ons kan nie eers 'n nuwe mikrogolf oond koop of 'n groter mikrogolf oond koop of 'n nuwe fiets koop en dan sê jammer, kan nie my verpligting teenoor die kerk nakom nie. Ek kan nie dag en nag vir 'n groter salaris werk en dan sê ek het nie meer tyd vir die kerk nie. Ons kan nie sê ons het ons mans, ons vrouens, ons kinders lief, maar ons leer hulle nie ons Here ken nie. Ons kan beslis nie onsself eerste plaas en God tweede as ons sy disippels is nie. Al hierdie aspekte is direk aan ons dankbaarheidslewens gekoppel. En vertaal soos wat die Engelsman sê, ons moet begin doen wat ons sê, ons moet ons geld sit waar ons mond is. Ons kan nie net dankie sê vir redding nie, ons moet dankie leef vir dit wat hy vir ons gedoen het. En dit doen ons deur ons volle kruis op te neem en hom te volg waar hy lei. Nie waar ons wil gaan nie, maar waarheen hy ons stuur. Nou mense, as ek aan al hierdie aardse dinge van my dra, kan ek mos nie nog die kruis ook dra nie. Dan raak die gewig te swaar. Dan is ons besig om stukke van die kruis af te saag, net om die volle mas op te kom. En dan sal ons die wenstreep nie haal nie. As ek waarlik ernstig is oor my verhouding met God, dan sal ek hom eerste stel in alle dinge. As ons waarlik Christus wil volg, sal ons nie toelaat dat iets in die pad staan met ons verhouding met hom nie. En as ons waarlik vir hom wil dankie sê, dan sal ons ons volle kruis opneem en tot by die wenstreep haal. Laat ons aan God die dank gee wat hom toekom. Laat ons ons lewe volkome toewy aan ons Here. Laat ons ons kruis opneem en die wedloop met volharding voltooi.
dit tot eer en verheerliking van sy heilige naam. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God en hemelse Vader, U is Here en U is God. U alleen is Here en U is die enigste God. Namens U is daar geen ander nie. En daarom is ons vanoggend ook hier saam en buig ons voor U. Luister ons na U woord. Daarom is dit U wat ons loof en prys, o Here, daarom is dit U wie ons aanbid. Here, ons vra vanoggend in diepe afhanklikheid dat U die dinge in ons lewens wat vir ons belangriker is as U sal uitwys. Daar waar ons vertroue in iets of iemand anders plaas, of vir iets of iemand meer lief geraak het as vir U. Help ons om dit reg te stel, dat U eer nie geskenk sal word deur dit wat ons doen nie. Dat ons nie net dankie sal sê nie, maar ook dankie sal doen. Dat ons kruis sal opneem en dat ons U sal volg. Dat U alleen kom toe al die eer, al die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ek gee geleentheid nou vir die opneem